groot voorreg om vandag weer hier saam met julle te kan wees. En vanoggend met ons gebedsmoment gaan ons so 'n bietjie nader aan die huis beweeg en bietjie meer op 'n persoonlike vlak 'n gebedsmoment doen. Een van ons take as kerk is ook om binne ons ring mekaar te ondersteun. En een van ons ringspredikante, Dominee Chris Lotter by Ryten, se vrou is gister oorlede, Sandra Lotter. So ek wil graag hê as gemeente moet ons vanoggend, as julle miskien vir Dominee Lotter ken, so in die week na hom toe uitreik, maar selfs al ken jy hom nie, dat ons net hierdie familie ook aan die Here sal opdra in regtig 'n moeilike tyd. So kom ons word stil en ons dra in gebed op. Hemelse Vader, ons kom vanoggend voor U as mense, gebroke mense wat meeste van ons al dikwels met die dood te doen gekry het. En so vanoggend kom dra ons vir Chris Lotter en sy kinders en kleinkinders aan U op met die verlies van sy vrou. U weet, Here, dat ons as gelowiges nie treur in dieselfde manier wat ongelowiges doen nie, maar dat die dood nog steeds vir ons 'n realiteit is. En so kom dra ons vanoggend 'n medegelowige aan U op. En ons vra dat U in hierdie tyd vir hom tasbaar naby sal wees, dat U hom en sy familie sal koester in U hand, en dat U hulle sal verseker dat U ook by hulle is in hulle seer. Dit bid ek in U groot en heilige naam alleen. Amen.
God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Gemeente, ek groet julle vandag in die naam van die almagtige God, hy wat sy seun vir ons gestuur het, sodat ons kan leef en dit in oorvloed. Amen. Kom ons antwoord ook nou op die Here se roepstem met 'n lofsang staande. Amen.
voorsiening wat U vir ons maak. Dankie dat ons weet dat U hande regtig vir ons oop staan. Dat U ons so ryklik seën, nie op net materiële wyse nie, maar ook met die mense rondom ons. Ook met die wonderlike natuur wat ons elke dag mag sien. Dankie daarvoor, Here. Amen. Terwyl hulle nou gaan sit, wil ek graag 'n geleentheid gee dat ons ook net as geloofsfamilie so 'n bietjie na mekaar toe sal draai en mekaar sal groet en kyk oor wat gaan aan in mekaar se lewens vanoggend. Ek wil julle dan aanmoedig, drink na die tyd tee en koffie, kom selfs met mekaar daarso verder, en as jy vanoggend nie is, of jy net 'n besoeker is, ek sal na die tyd hier voor wees, jy kan my gerus kom ontmoet, dit is gewoonlik nie net ek nie, maar Derek is nog tot Woensdag met verlof, en Ilse Marie is daar in Middelburg by haar skoonpa se gemeente, so vanoggend is dit net ek, maar julle mag my maar ook kom ontmoet. Ek is daarom half aangedaan, dink ek. So julle is meer as welkom. Goed, ek deel dan graag vanoggend bietjie ons families met julle, en ek gaan sommer begin met ietsie wat baie belangrik is, want laasweek het ek dit heeltemal vergeet. So ons het 2 weke terug ons kerkraadsvergadering gehad, en by hierdie kerkraadsvergadering het ons nuwe kerkraadslede verkies, en meeste van julle sal weet, dit gewoonlik 2 weke na die kerkraadsvergadering afgekondig word op 'n Sondag. So hier is nou die 2de week, maar ek sal dit nou die 3de week doen, omdat ek dit 1 week gemis het. So die nuwe kerkraadslede wat verkies is Christo en Jessie Jansen van Vieren, Piet en Marga Kromie en Maritjie Kotse. Ek lees dit weer vir julle, dit maak al vir laasweek. So dis Christo en Jessie Jansen van Vieren, Piet en Marga Kromie en Maritjie Kotse. So dit is ons nuwe kerkraadslede wat verkies is. En dan ook het ek nog 'n belangrike ding, want die mense gee ons nie so om oor die Heilige Saterdag en alles nie. So laat op 'n Saterdagmiddag sal Minnie Haasbroek nou vir my 2 stemboodskappe stuur. En vir my sê dis 'n verskriklike krisis by die naaldwerk. Hulle is op die stadium net 2 wat bietjie help in die naaldwerk opleiding. So sy vra as daar enigiemand is wat goed is met naaldwerk en graag wil help, kan jy haar asseblief kontak. Is dit elke donderdag, elke tweede donderdag? Elke tweede donderdag, en hoe laat is dit? Van 2 tot 4. So dit is net elke tweede donderdag 2 ure, en daar dra jy regtig ook baie positief by tot mense se lewens. So as jy die 2-4 wil maak, of selfs 6, kontak asseblief vir Minnie. Ek glo, as jy nie al kontakbesonderhede het nie, kan jy of my vra, of jy kan net vir Beryl in die kantoor na die tyd vra. Ek glo nie dit sal 'n probleem wees nie. Of sy sit daar links agter in die hoekie, sy is gewoonlik een wat die meeste praat. So as jy by die koffie wil weet waar sy is en haar nie ken nie, dis hoe jy haar sal uitken. Goed, dan is daar 'n paar ander dinge. Ek dink het is belangrik dat ons ook net stil staan by ons voorbiddingslys, ek wil 'n paar name uitlig. Ek was in die week weer by Ben Du Plessis gewees, en hy het substansieel beter gewerk as laasweek toe ek by hom was. Ek kon Ben erken hierdie keer. Daar's nog steeds 'n lang herstelpad wat vir hom voorlê, maar op die stadium dink ek dit gaan heelwat beter. Dan Tannie Helene van Heerden is in die Kloof Hospitaal opgeneem. Sy het ernstige infeksie en hulle kan nie eintlik uitvind waar dit is of dit afkry nie. Sy is Wester. Nee, dit is Tannie Helene Wester is ook in die hospitaal, maar Tannie Helene van Heerden is ook in die hospitaal. Tannie Helene Wester is verander en is daar is bietjie sy gegaan vir knievervangings, maar ek dink ons het met haar niere ook nou wat nie lekker is nie. So daar's 'n Helene Wester en 'n Helene van Heerden
in die hospitaal. Dan was ek ook by Pieter Leroux gewees, en dit gaan eintlik maar bietjie moeilik met hom en Tannie Dolly op die stadium. Dit is maar 'n moeilike tyd en 'n onsekere tyd, so ons dra hulle dan ook op aan die Here in gebed. Dan herinner ek julle graag vanaand 6:00 aan die kontemplatiewe diens. So as julle daar wil inskakel, is julle meer as welkom. En as jy nie weet wat die kontemplatiewe diens is, dan sê dit elke keer, maar dit is 'n stil diens waar jy eintlik kom om net bietjie te luister na skriflesings en gebed en eintlik net voor die Here stil te word waar jy ook is in jou lewe. En ek dink vanaand sal ook 'n spesiale geleentheid wees, want vandag is ook die eerste Sondag in lydenstyd. Ek het daarom hierdie keer 'n nuwe plakkaat op te sit. Maar so in die begin van lydenstyd stap ons ook die pad wat Jesus gestap het in sy lyding na die kruis toe. En ons word ook gekonfronteer met ons eie sonde en ons eie sterflikheid in hierdie tyd. So julle is welkom om vanaand daar in te skakel. Dan deel ek ook net nog by julle die konsert van Amira die 28ste Februarie. As julle daaraan sou belangstel, dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees. So julle kan dis dan nog luister wie ons sal hier agter. So daar's luister by albei hierdie ronde tafels hier agter. Julle kan ook die kerkkantoor kontak daarvoor. Goed. Dit is dit vir die familienuus. Dan kom ons by ons verjaarsdag oor 80 hierdie week. Dit is Fred Hartdegen, Anita van der Merwe, Babsie Ackerman, Cheeky Bellingham en Stein Verween. Die is hier vanoggend. Ek weet hoe Fred is hier, want toe ek net nou daar agter sit, toe iemand daar in sê, het jy Fred se verjaarsdag? Toe sê ek ja. So Fred, kan asseblief die voertuig kom. Steek so lank 'n kers aan vir die wat nie hier kan wees nie. Ek probeer 'n kers aansteek vir die wat nie hier kan wees nie. Enige rokers in die gemeente? In die laai. Okay. Toe maar rokers, julle is veilig, julle hoef nie op te staan nie. Vriend. Ja. En ons net hier langs my kan staan, bid ons ook die Here se seën vir oom en die wat nie hier kan wees vandag. En nou dat die ouer garde afstap, kan die kinders asseblief vorentoe kom. Kan ek dan soms lank sien, Nora? Verjaar jy Vrydag. Dit is fantasties vat dan so sommer nou al vir jou een. Vat nou eers een. Jy kan nou nog jy kry dan almal. Goed, anders vat jy nou twee en net nou een. Kan ek sien in die gemeente ook verjaarsdag hierdie week, sal julle julle hand opsteek. So huweliksherdenkings. Jou en Fred moet nou maar 2 hande opsteek. Goed, is daar verjaarsdag? Okay, Jan, steek op asseblief Jan. Goed, daarbo, huweliksherdenkings, kleinkinders. Okay, wie van my uitdeel? Okay,
Daar sy. Okay, nou moet julle julle hande op dat julle julle darm kan sien. Kyk daar so nog. Daar moet jy 2, want daar sit 2 verjaarsdagmaatjies reg langs mekaar. Dink so het ons iemand gemis. Teruggeer. Goed, julle kan vir my net so oomblik sit en ek vir julle vandag iets vra. So, my vraag vir julle vandag is, het een van julle hoef nie vir my te sê wat dit is nie, maar het een van julle al ooit iets verkeerd gedoen? Steek jou hand op, ek sal ook daar maar aan steek. Het julle nog nooit nie? Is julle altyd so? Kan ek julle maar vra? Nee, ja. Ja, sien, julle moet versigtig wees. Nou het ek nog 'n vraag. Ja. Het julle saggies die deur gebreek? Hoe sou dit uit teenoor haar die deur gebreek? O, jete. En toe die genade. So was hy toegesluit, die foon. O, genade. Ja? Ek het gesê, jy hoef nie te vertel nie, wil jy ook nou vertel? O, jete, okay. Maar goed, het jy al ooit iets verkeerd gedoen en het probeer wegsteek? Het jy die deur probeer wegsteek? Het jy die foon wegsteek? Okay. Goed. Nou gaan ons vandag ook lees van, julle weet, van Adam en Eva en hoe hulle iets verkeerd gedoen het en het probeer wegsteek. En dan gaan ons hoor dat dit nie nodig is nie, want God is lief vir ons en God vergewe ons. So, net soos wat jou ma en pa Nora vir julle ook vergewe het, ek is seker. Hulle lyk term of hulle glimlag, so vergewe God ons ook. So, ons hoef nie weg te steek, ons kan om te gaan en vir hom sê, Here, ek is jammer. Kyk, goed, kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U ons vergewe. Help ons om nooit weg te kruip vir U nie. En help ons om te weet U is lief vir ons. In Jesus naam. Amen. Sy. Nou kan jy julle sjokolade kry. Nora, jy mag nooit kry nie, ek graag. Sy susters. Julle het dan gehoor dat ons vanoggend bietjie uit Genesis uit gaan lees, spesifiek Genesis 2 vanaf vers 15 tot 3 vers 10. Dis 'n bekende gedeelte wat ek dink meeste van ons eintlik ken as die sondeval. Maar voordat ek dit lees, wil ek ook weer vandag so 'n storie vertel, want ons gaan vandag bietjie praat oor verhoudings en ons gaan regtig na Genesis 2 kyk as 'n verhaal wat iets sê van verhoudings en gebroke verhoudings. En hoe ek julle wil vertel van verhoudings, dink ek 'n kar is miskien 'n baie goeie voorbeeld vandag, of eerder 'n kar bestuur. So baie keer mag ons miskien dink, ons is altyd dieselfde. Ek is Rikus, maak nie saak waar ek is nie, en ek tree soos Rikus op, maak nie saak waar ek is nie. Maar om myself daar verkeerd te bewys, hoef ek net verskillende omstandighede waarin ek bestuur vir julle te beskryf. Lang gelede, toe ek nog jonk en dom was, dis eergister, maar in elk geval, toe as ek op my eie gery het, was ek hastig geweest, al as ek op die oop pad was. Jy weet, dalk so 'n bietjie te hastig met tye geweest. En daarom so
met ouderdom en al 'n rustigheid by my ingekom nou en teenoor soms te stadig. En nou hang dit ook af wie saam met my in die kar is. En ek het daarom getuies hier, Katrin sit vandag hierso. So wanneer ek saam met haar ry, en eintlik som enigiemand wat goeie geselskap is, dan skielik vergeet ek miskien dat ek besig is om te bestuur. So dan sal ek so lekker aan die gesels raak, dat ek skielik op die hoofweg 60 km/h ry, want ek gesels mos nou lekker. Maar jy weet, toe ons nou net begin uitgaan het, toe moet ek nou darm haar kan beïndruk en alles. So nou sal ek uit my pad uitgaan om te gaan soek vir 'n parallelle parkering. Want sy darm weet sy is in veilige hande, kan aan albei kante 'n parallelle parkering doen. Daarteenoor, toe ons nou net begin uitgaan het, was dit heeltemal 'n ander storie, toe haar ma skielik saam met my in die kar is. Want toe gaan ek skielik van iemand wat nou parallelle parkerings aan albei kante kan doen, na iemand wat vergeet watter kant sit my flikkerlig. Verander ek in iemand wat vergeet dat ek in eerste rad moet wegtrek, nie in derde rad. So, afhangende van wie in die kar is, tree ek anderste op. Nou vandag kan ek meer sê ek is met myself en daai stres en daai angs is verby. So, nou ry ek maar net permanent tussen 60 en 80 op die hoofweg, want ek gesels lekker met wie ook al saam met my in die kar is. Maar die punt wat ek eintlik wil maak is dat ons as mense kompleks is en dat ons as mense gemaak is om in verhouding tot mekaar te leef. En afhangende van hoe hierdie verhoudings lyk, beïnvloed dit hoe ons optree en wat ons doen. Of ons senuweeagtig is, of ons gemaklik voel, of ons voel hierdie persoon hou nie van my nie. Al daai dinge het 'n invloed op hoe ons optree. En op die einde van die dag maak dit dikwels dat ons amper nie meer onsself is in sekere situasies nie. En met dit in gedagte wil ek graag vir ons dan lees uit Genesis 2 uit. Ek gaan net eers vir ons bid en dan gaan ons ietsie hoor van daardie verhoudings binne in die Bybel in Genesis. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is die grootste voorreg waaraan ons kan dink om U woord te mag oopbreek. Om te kan bely dat U ons God is en dat U vir ons U woord as 'n gids gegee het. Help ons dan vandag om U stem duidelik te kan hoor. Help ons dat ons nie besig sal wees met mensetaal en mense dinge nie, maar dat alles tot eer en opbou van U koninkryk mag wees. Dit bid ons in U almagtige naam alleen. Amen. Ek lees dan vir ons. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel: van al die bome in die tuin mag jy eet, soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Verder het die Here God gesê: dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die Here God het toe uit die grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en aan die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou doen. En wat die mens elke lewende wese sou doen, dit sou sy naam wees. Die mens gee toe name vir al die magdiere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper, 'n gelyke gekry nie. Toe het die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vas geslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op, en die ribbebeen wat hy die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens: hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word. Sy is aan die man geneem. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word. Hulle twee, die mens en sy vrou, was kaal, maar hulle was nie skaam nie. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en hy het vir die vrou gevra: het God werklik gesê dat julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord: ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin.
God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan, en die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik omdat dit kennis gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vir hulle vyeblare aan mekaar, en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekyk tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het u oorwandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is skaam. Toe het ek weggekry. Ons lees tot sover. Ilse Marie het laasweek uit Exodus uitgepreek en sy het gelees waar Moses die wet van God ontvang het. En toe het sy verduidelik dat die wet aan die mens gegee is as 'n manier om ons, eintlik as 'n gids, om ons verhoudings te beskerm. Sy het verduidelik dat die eerste 4 van die 10 gebooie daar is om vir ons te sê hoe lewe ons in verhouding met God. Terwyl die 6 daarna gaan oor hoe lewe ons in verhouding tot ons medemens. Maar wanneer ons nou hier in Genesis 2 lees, dan moet ons eintlik iets besef. Voordat die Here vir die mens 'n wet gegee het oor hoe om in verhouding tot mekaar te leef, het die Here vir die mens verhoudings gegee. En die verhoudings wat hy in Genesis 2 vir die mens gee, is 'n paar fantastiese verhoudings. Die eerste verhouding is tussen die mens en God. God is die een wat voorsien. God gee vir die mens hierdie tuin en hy sê, lewe net naby aan my. En dit is nie hierdie streng wet wat sê, dit mag jy nie doen nie, dit mag jy nie doen nie, dit mag jy nie doen nie. Inteendeel, dit is so lewegewend. God sê, van alles mag jy eet, behalwe van hierdie boom, van alle kennis. Maar God sê, hierdie is 'n plek waar jy kan leef, en dit naby aan my. Maar dan gee God ook vir die mens 'n opdrag. Hy gee vir die mens 'n opdrag om te sê, maar sorg vir hierdie tuin. Ek stel jou hieroor aan om mooi daarna te kyk, sodat dit kan aanhou vrug dra, sodat dit kan aanhou groen en mooi wees. En so ook die diere aan wie jy nou name gegee het. So hy gee vir die mens 'n verhouding met homself, maar ook teenoor die skepping rondom hom. En dan uiteindelik sê hy, maar daar's nog 'n belangrike verhouding hier nodig. 'n Verhouding met 'n ander mens. Want God besef die mens kan nie alleen wees nie. En so maak hy dan vir Adam 'n vrou uit homself uit en sê, maar julle is daar om mekaar te help, om na mekaar om te sien, om mekaar lief te hê, om saam na hierdie skepping om te sien, om saam voor my te kan aanbid. So die Here skep hierdie fantastiese verhoudings en hy sê, vertrou op my, lewe naby aan my, vertrou dat ek gaan voorsien en dan sal hierdie verhoudings altyd floreer. En dan wanneer ons nou hier lees van die mens en die vrug, sien ons ietsie baie interessant. Voordat hulle die vrug eet, lees ons die mens was kaal, maar hulle was nie skaam. Dit was 'n fisiese kaal, maar dit was ook 'n posisie waarin hulle nie gevoel het hulle hoef iets weg te steek nie. Waar hulle nie gevoel het hulle hoef iets te wees wat hulle nie is nie. Die mens kon natuurlik lewe in die ritme wat God vir hulle geskep het. Hulle kon mekaar met hulle hele hart net lief hê. Hulle kon God se skepping met hulle hele hart net lief hê en daarna omsien. En so lees ons van God wat self hier in die tuin wandel. Die mens kon naby aan God leef. Hulle hoef nie op 'n sekere manier by hom uit te kom deur 'n priester of deur enigiemand nie. Hy was by hulle gewees. Net soos wat hulle is.
En as ek julle kan terugverwys na die kar vergelyking wat ek net nou gebruik het, of die kar storie, was die mense in 'n plek gewees waar hulle nie gevoel het, daar's enige druk om iets te wees nie. Hulle hoef nie te wys dat hulle 'n parallelle parkering kan doen nie. Of hulle hoef nie skaam te voel oor, gaan ek nou 'n fout maak as ek bestuur nie. Die mens kon net vrylik wees. En dan lees ons nou van die slang wat kom en hierdie gesprek het, en hoe die slang onmiddellik die gesprek so 'n bietjie skeef begin trek, en die verhouding so 'n bietjie skeef trek. Want die slang kom vra nie, het God regtig gesê, jy mag nie van daai boom eet nie? Die slang kom en hy bring God heeltemal in gedrang, en hy sê, het God regtig gesê, van geen van hierdie bome mag jy eet nie? So skielik maak hy dit hierdie verskriklike beletsel, jy mag niks hiervan eet nie. En dan verloor Eva ook sommer so 'n bietjie die plot, want God het gesê, julle mag nie van hierdie boom eet nie. En nou sit sy sommer ook nog iets by hy, en sy sê, nee, God het net gesê, ons mag nie hiervan eet nie, en ons mag nie eens aan hierdie vrugte raak nie, anders sal ons sterf. So onmiddellik word hierdie stem van wantroue eintlik ingebring teenoor God. En dan slaan die slang toe, en dan sê hy, maar ek wil vir jou sê, God is 'n leenaar. God sal nie hierdie dinge aan jou doen nie. Jy sal nie sterf as jy van eet nie. Inteendeel, jy sal meer weet en jy sal beter weet. En skielik verander die verhouding tussen God en mens. Waar die verhouding was, ek sal vir jou voorsien, ek gee vir jou alles wat jy nodig het, lewe naby aan my. Word dit skielik, maar jy kan self voorsien. Jy kan self vat wat jy wil hê. Jy kan self besluit wat is reg en wat is verkeerd. Jy kan rekenskap neem oor jou eie lewe. Hoekom wil jy God as 'n middelmannetjie hê? Voorsien vir jouself. Dit is mos reg. En dan breek die verhouding tussen God en mens af, maar ook tussen mense en mekaar. Want onmiddellik nadat hulle van hierdie vrug eet en hulle bewus word van al hierdie dinge, lees ons die teenoorgestelde. Die mens besef hulle is skaam en hulle probeer hulle skaamte wegsteek. Soveel so dat hulle die vyeblare om hulle vaswerk, maar ook dat wanneer God in die tuin kom wandel, kom kruip hulle agter 'n bossie weg. Nou weet nie of Nora en Gideon agter 'n bossie weggekruip het nie, maar hulle gaan kruip weg vir God. So skielik waar hulle vrylik net kon wees wie hulle is voor God en voor mekaar, moet hulle wegkruip vir die Here, want hulle dink as die Here my nou sien, het ek groot moeilikheid. Verder as dit, as ons nou 'n bietjie verder gaan lees, sien ons ook wat die effek is op hulle verhouding met mekaar. Want skielik blameer die man die vrou en die vrou die slang, en ons lees daar wig gaan inkom tussen man en vrou, en ons sien dit gebeur. Wanneer ons dan Genesis lees, is dit baie maklik vir ons om te sê, as Adam en Eva tog net nie hierdie ding gedoen het nie. As hulle tog maar net bietjie gehoorsaam kon wees, dan was die wêreld 'n beter plek. Maar Genesis 2 is nooit geskryf om Adam en Eva in isolasie te sien nie. Dit is geskryf dat die lesers moet hoor, jy is Adam, jy is Eva. Wanneer jy die geleentheid kry, wil jy self sorg. Wil jy na jou eie sake omsien? Wil jy kan bewys hoe goed jy kan bestuur? Wanneer ons hierdie verhale in die Bybel lees, moet ons weet, ons is niks minder mens as Adam en Eva nie. Dat wanneer ons in dieselfde situasie sou wees, en ons is dikwels in dieselfde situasie, gaan ons dieselfde besluite maak. En so, wanneer ons dan ook lees van die slang, hier in Genesis, in die antieke wêreld was die slang 'n simbool van chaos gewees. En chaos in ons lewe is ook daai stemmetjie in jou agterkop wat sê, ag, maar daai persoon is kwaad vir jou, jy hoef nie hulle te hanteer nie. Of, daai persoon hou nie van my nie, hoe gaan ek in hulle goeietjies kom, wat gaan ek nou doen? Dit is daai stem wat ons hoor, wat wil sê, alles rondom jou is stikkend, en jy is die rede dat alles rondom jou stikkend is. En dan wil ons self hierdie dinge wat stikkend is regmaak. En die gevolg van dit is,
dat ons dit eerder meer stukkend maak as wat dit al reeds was. Want dan hoor ons ook dwaalstemme wat sê, het God regtig gesê, jy mag nie enige van die vrugte eet nie. Dan hoor ons ook 'n stemmetjie wat sê, jy is nie die moeite werd om liefgehad te word nie. So hoekom probeer jy? Of wanneer jy na iemand anders te kyk en sê, daai persoon is heeltemal verlore, ek gaan eers my tyd op hulle mors. Daai is die stem van Chaos wat ook dag na dag in ons lewe daar is. En ons dink, dit beskerm ons dink dit hou ons veilig, maar al wat dit doen, is om 'n skeiding tussen God en ons en ons medemens, en ons en die skepping te maak. En as jy dit betwyfel, is die skepping miskien die beste voorbeeld daarvan. Vanaf ons self wil voorsien, en self dinge doen, vernietig ons net die aarde waar ons gaan. Vat ons meer as wat ons toekom. Put ons die grond en die land en die bome en alles rondom ons heeltemal uit. Want ons mag ons in die naam van vooruitgang. Wanneer ons na ons verhoudings naby aan ons kyk, hoe gereeld sit ons in konflik? Of nog erger, wat ek dink meer algemeen in ons kultuur is, hoe gereeld sit ons met valse vredes? Iemand doen iets wat ek weet nie reg is teenoor my nie, maar ek byt op my tong en ek bly stil, want ek sal eerder wil hê dat hulle van my hou, as wat ek dit aanspreek, sodat ons verhouding beter kan word. Ons gee nie regtig daarom om ons verhoudings beter te maak nie, ons wil net nie beklei nie. So terwille daarvan, bly ons maar stil, maar stukkie vir stukkie begin ons eintlik mekaar al hoe meer haat binne ons verhoudings. En, nog meer so, hoe gereeld is ons nie soos Adam en Eva, wanneer dit by God kom nie. Wanneer ons gekonfronteer word met ons verlorenheid, ons sondigheid, ons gebrokenheid, hoe gereeld kruip ons nie ook eintlik agter die bossie weg en sê, die Here moet my tog net nie nou sien nie. Hoe gereeld wil ons nie graag net al ons beste dele vir die Here wys nie. Dat hy daarom dink ek is 'n goue sterretjie Christen. Een van wie hy daarom kan hou. Nou wil ek vir julle baie hard en baie duidelik sê, want julle moet dit hoor, daar bestaan nie iets soos 'n goue sterretjie Christen nie. Nie een van ons is goed genoeg om 'n kind van die Here te wees nie. Want elke liewe een van ons is 'n leienaar, is 'n bedrieger, is 'n manipuleerder. Elke een van ons maak ander en die wêreld rondom ons seer. Genadiglik vir ons eindig hierdie storie nie by Genesis 2 nie. Genadiglik vir ons dien ons 'n God van liefde, wat besef, 'n goue sterretjie Christen is nie iets wat bestaan nie. En daarom gee hy in die eerste plek die wet om te sê, probeer hierdie nakom, so kan jy naby aan my doen. Maar hy besef ook, dit is nie genoeg nie. Want selfs al weet jy presies wat jy moet doen, kan jy dit nie doen. En daarom kom ons in lydingstyd op 'n punt, waar ons sê, God het gesê, ek sal self my kinders kom red. Ek sal self hierdie verhouding wat tussen my en hulle stikkend is, kom herstel. En hy doen dit deur tussen ons te kom leef. Hy doen dit deur ons gebrokenheid en ons oneerlikheid en ons manipulasie en ons haat self te kom beleef. En hy kom beleef dit tot op so 'n graad dat hy daarvoor doodgemaak word, omdat hy nie self daardie lewe wil leef nie. So deur sy voorbeeld kom wys hy vir ons, hoe lyk dit om volkome mens te wees, wat op God vertrou, met jou verhoudings, met jou lewe, met alles. En so word hy in sy aardse lewe 'n salf op die wonde van mense. Eerder as om meer seer te maak, kom herstel hy mense. En daar waar hy sien, ander maak mense seer, sê hy, dit kan nie so wees nie. Sit hy hierdie mense op hulle plek, waar hulle ander mense seer maak. En nog meer as dit, word hy letterlik ons sonde en ons gebrokenheid. Draai dit alles op hom, en dra dit om na die kruis toe,
waar hy daar hang en vir ons sterf. Met laaste woorde wat sê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek wil nou nie die storie vooruitloop nie, maar ek dink julle almal ken die storie. Die wonderlike ding wat daar gebeur is, Jesus sterf. En saam met hom sterf daardie gebrokenheid en daardie sonde, sterf daardie groot gaping tussen ons en die Here. Maar die wonderlik is, Jesus stap uit die graf uit, maar nie meer as die simbool van sonde nie, maar as die simbool van die verlossing. Daardie skaamte waaraan ons so graag wil vashou, daardie chaos in ons lewe wat so dikwels maak dat ons nie echt mens kan wees en echt lief kan hê nie, dit bly in die graf agter. En dan sien ons hoe skeer die voorhangsel in die tempel, wat 'n skeiding tussen God en mens gemaak het, en sê, deur my krag mag jy nou na my toe kom. Mag jy voor my kom wandel. Met jou hele sak patats, met al jou gebrokenheid, met al jou sonde. Hy nooi jou en sê, kom bely jou sonde voor my. Want as dit van jou afhang, gaan jy nie skielik net beter word nie. Maar as jy naby aan my kom leef, en by my kom leef, dan sal jy weer weet hoe om na jou verhoudings om te sien. Dan sal jy weer weet wat dit is om in die eerste plek lief gehet te word, maar ook lief te hê. Deur die wonderlike werk wat hy gedoen het, hoef ons nie meer te sê ek is Adam en ek is Eva nie, maar kan ons sê ek is 'n verloste, ek is 'n kind van God. En wanneer ons daai vryheid het, en dit klink eintlik so 'n bietjie asof daai stelling in die liggaam, want wat beteken dit nou eintlik? Maar dink bietjie aan, miskien as jy 'n koffie al by iemand gaan drink het, met wie die verhouding nie lekker is nie. Of iemand van wie jy nie hou nie, of wie jy weet nie van jou hou nie. Ons het 'n paar woorde in Afrikaans om so iets te beskryf. Ons noem dit styf. Ons noem dit 'n swaar atmosfeer. En wanneer jy daar is, dan begin jy sommer oor die weer praat, want daar is niks anders om oor te praat nie. En daar's hierdie lang stiltes, en dit is nie gemaklike stiltes nie, dit is ongemaklik. En dit is wat die skaamte doen. Dit breek verhoudings af, want ons kan nie regtig toereik na God of na mekaar toe nie. Ons dink dikwels die dood is die grootste ding wat die sonde aan ons kan doen, maar dit is die skaamte. Dit is die ek kan jou nie in die gesig kyk nie. En wanneer ons mekaar nie in die gesig kan kyk nie, dan gaan dit nie baie goed in ons verhoudings nie. Dan voel dit styf en dan voel dit swaar. En dit kan gebeur met ons verhouding met God en met mekaar. Dit kan heeltemal ontoereikend word. En dit is die boodskap van die evangelie. Die Here skree eintlik uit die hemel uit op ons neer en sê, kan jy net jou skaamte vir 'n oomblik los? Kan jy net na my toe kom en ophou so behept wees met jouself en met jou gebrokenheid en hoe sleg of hoe wonderlik jy is en net by my kom sit? Kan jy net ophou met jou valse vredes in jou verhoudings met ander mense en net eerlik en opreg wees wanneer jy met iemand anders te praat? Kan jy ophou so baie dink, wat dink hulle van my, en net lief wees, ongeag of hulle van jou hou of nie van jou hou nie? Kan jy net mens wees, want dit is wat ek jou gemaak het om te wees? Dit is die vryheid wat Jesus vir ons moet gee. Om te sê, los jou skaamte. Hou op so bewus wees van alles wat nie reg is met jou nie. En lewe net. En wanneer jy bewus word van iets wat nie lekker is nie, kom na my toe en vra my, help my. Want ek kan jou help. Ek wil jou help. Ek ken jou. Want dan skielik het ons die vryheid om regtig eerder ander mense op te bou as af te breek. Dan het ons die vryheid om regtig die Here te leer ken. Nie 'n God wat straf en wat moeilik is en wat jou haat nie, maar 'n God wat so lief is vir jou dat hy sy eie seun gee sodat jy kan lewe. En dan skielik
word hierdie, wil dit petty, maar dit is die beste woord waar ek kan dink, hierdie petty nonsens wat maak dat ons heeltyd oor mekaar skinder en nie mooi met mekaar kan omgaan nie. Dan word dit louter nonsens wat ons sommer net kan laat val. En dan is ons ook sommer beter af in die proses. Ek wil graag vir ons vanoggend as die wil van God uit Psalm 32 uitlees. Na dit wil ek so oomblik gee om stil te word voor God. En voor hom te bely hoe nodig ons hom het. Hoe gebroken ons is, maar nie uit 'n plek van skaamte nie, maar uit 'n plek van bevryding. Om te sê, Here, ek kom voor U, stikkende mens, maar ek weet, U kan my weer heel maak. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor U, Here, bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Kom ons word stil. Soos wat ons dan nou hier sit, gaan op die bord, die skildgelykenis verskyn dat julle saam met my kan bely. Heilige God en genadige Vader, ons het U nie lief gehad met ons hele hart en ons hele verstand en al ons kragte nie. Ons het ons naaste nie lief gehad soos onsself nie. Ons het ander nie vergewe soos wat ons vergewe is nie. Ons was doof vir die roepstem om te dien soos wat Christus ons gedien het. Ons het nie dieselfde gesindheid in ons gehad as wat daar in Christus was nie. Ons het die Heilige Gees bedroef. Here, ons bely ons ontrou van die verlede, die verkeerde dinge wat ons gedoen het, ons blindheid vir die nood van ander, ons onverskilligheid in die aangesig van onreg en lyding. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.
Ons hoor ook dan vanoggend die woorde van die Here se vryspraak wat vir ons sê dis nie deur jou krag of jou werke wat jy my kind kan wees nie, maar deur my alleen. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van een mens vrygespreek word. Ons sing dan nou saam ons slotlied, genade onbeskryflik. Amen.
Meyerspark geloofsfamilie staan dan nou saam en ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. Mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander gedink het onmoontlik sal wees. Amen.